Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend weer saam met julle hier in die teenwoordigheid van die Here te wees en ook saam met die woord van God te lees en by die Here te hoor wat hy graag vanoggend vir ons wil sê. Ek hoor vanoggend ons het 'n gelowige duif. Nou ek vra nou om verskoning. Ons het nou voor die tyd al probeer, maar dit lyk my nie ons gaan hom maklik hier uitkry nie. Ons weet nie waar hy is nie, maar as hy naby jou is, dan koes maar net. Ons hoop hy sal tog sy pad uitvind. Geliefdes, ek wil tog vanoggend begin voordat ons met ons erediens voortgaan, net om vir almal baie dankie te sê vir 'n wonderlike en geseënde bazaar. Ek wil sommer dadelik sê, dit is 'n baie groot sukses gewees. Ons vir Stefan 'n geleentheid gee. OK, dankie Stefan. Net vir u sê wat 'n wonderlike groot sukses. Ons het so vinnige beraming gedoen. Kontant gewys het ons net so 'n bietjie oor die 21,000 gekry, as ek reg. Ons het op die een kaart oor die 28,000 ingekry en aan die ander kaart gaan so ek seker hier by die 10,000 dalk bietjie meer. So ons mikpunt vir die minimark, die minibazaar was gewees om so R50,000 in te samel en so ons het dan bo ons verwagtinge uit goed gedoen. So ons is baie dankbaar. As ek sommer net kan noem, ek het gesien daai vetkoekspan, julle sit nou daar. Hulle het 25 kg se deeg vetkoek het hulle uitverkoop. Baie geluk, wonderlik, fantasties. Die pannekoek moes nog nuwe deeg aanmaak, wonderlik. Daar is soveel suksesverhale oor die bazaar dat ek sou nou nog baie kon aangaan. Ek is baie dankbaar en ons is so dankbaar. Daar is nog goed oor, so dit beteken ons gaan nog beter doen. Ons doen hierdie dinge, geliefdes, nie vir onsself nie, nee. Dit is belangrik dat ons dit sê. Die Here van hierdie kerk is in beheer van hierdie kerk. Dit is Jesus Christus se kerk hierdie. En ons kom nie kerk toe net vir onsself nie, ons kom kerk toe vir hom. En ons samel geld in, nie sodat ons 'n welaf gemeente kan wees nie, glad nie. Ons doen dit om uiteindelik die koninkryk van God hier in Parys uit te bou. En so wat julle vandag kan met trots sê is, dit wat ons gedoen het, is tot die opbou van die koninkryk van God. Nog meer, Alida, ek sien jy sit ook hier vanoggend, baie dankie vir die moeite wat jy ook gedoen het. Sy sê vanoggend, sy het ophou tel om te kyk hoeveel oogtoetse sy gedoen het. Wat 'n groot stuk barmhartigheid. Ons is baie dankbaar daarvoor. Ons baie mense wat groot nood het daarvoor. En dan ook al die ander gesondheidssake wat hanteer is. Ek hoor, daar is oor die 50 mammogramme gedoen en ons het 41 eenhede bloed geskenk gister. So dit is fantasties. Ons is wat 'n groot barmhartigheidssukses om ook vanoggend oor te praat. So geliefdes, u kan baie trots voel en dan eer ons die Here en ons roem in hom. Dan geliefdes, kom ons begin en dan kyk ons bietjie na die wat deur 'n moeilike tyd gaan. Ons dink veral vanoggend, geliefdes, aan Adel Supra nog steeds, oom Kobus Smoek, tannie Sonja Slebush, oom Norman en tannie Rina Best, Richard Henry, Frikkie van Staden, Johanna Rademeier, tannie Emma Boyens, tannie Stini Venter, tannie Anna Botma, Estie Maree, en dan ook tannie Lalla Smit, sy is ook vanoggend hier, ek het vir haar gevra of ek haar mag bysit, ons bid ook vir tannie Lalla, en dan ook oom Koot Potgieter, oom Koot is in die hospitaal, dit klink my het maar ontsteking in die mond, en dit is maar deur die chemopille, en so ons bid ook vir hom vanoggend, maar ek weet, tannie Annetjie het vir my laat weet, hy lyk sommer al klaar 'n bietjie beter, hy is maar nog so 'n bietjie de mekaar, maar ons bid vir hom. En dan wil ons graag ook vir tannie Marie Pinaar bid. Sy is ook nie op die lys vanoggend hier nie, maar dit wil vir my klink of sy gister in 'n ongeluk was na die bazaar. So ons dink aan tannie Marie en ons bid ook vir haar. So kom ons raak net stil, geliefdes, voor die Here en dan bid ons vir hierdie mense. Heilige Here, Skepper God, U is die een wat was en wat is en ook wat weer sal kom, die Here van die toekoms. Omdat U ons God is, omdat ons weet wie U is,
is ons nie bang nie, nie mismoedig vir swaar omstandighede nie. Ons weet dat siekte ons nie kan oorwin nie. Ons weet dat selfs enige tragedie of lyding wat ons tref, kan ons nie oorrompel nie. Want ons Here is bo alles verhewe en is tot in alles in staat. Ons stel ons vertroue ten volle op U, Here, en ons vertrou U vir genesing en herstel, vir hoop en vrede. Ons weet, Here, by magte kan ons niks regkry nie. Ons kan hierdie dinge nie aan onsself voorsien nie, maar U kan. U kan, Here, want U het dit reeds bewys aan die kruis op Golgotha, dat geen donker is ooit te donker nie, geen seer ooit te seer nie, geen lyding ooit te bitter nie, want U het ons geleer dat ons as gelowiges kan opstaan en herstel. Ons bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons groet dan vanoggend die Here, kom ons sing 'n blye lied tot hom, kom ons sing saam lied 167, vers 1, Jesus, bron van al my vreugde. Geliefdes, so sê die Here, die skepper van hemel en aarde, ek maak jou 'n lig vir die nasies, sodat die redding wat ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik. Geliefdes, genade en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus Christus, ons Here en Verlosser, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n lofsang. Ons sing hartlik saam uit 212 vers 1 tot 3. Loof
Broers en susters, ons het teen God gesondig, ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sondes en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerders het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" En Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister, Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê en met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons skuld bely. Kom ons sing saam 541 vers 1 en 2. 493 1 vers 4. Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek nie, gemaak nie, een en wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs in ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en die Heilige Gees, die Heer, die lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het ons geloof bely, kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here. Ons sing lied 514.
vers 1 en 2. Geliefdes, net daar waar jy sit, kom ons raak stil voor die Here en dan sluit ons die oë, kom ons bid saam. Heilige Here, maak dit tog stil vanoggend in ons gees en in ons gemoed, Here, gee ons ware stilte, sodat ons gedagtes, ons hart en ons gemoed kan wy aan U woord. Ons wy ons lewens toe, Here, op baie plekke in die lewe. Daar's baie dinge wat vir ons belangrik is. Dinge wat ons doen om aan die lewe te bly, ons werke en al ons ywer. Maar vanoggend, Here, is daar iets veel groter as enigiets wat die wêreld kan bied. U woord, Here, gee vir ons die waarheid. Die waarheid, Here, wat ons nodig het om te leef en ook die erfenis te vind wat Jesus Christus vir ons kom gee het. Soms is ons roekeloos met hierdie boodskap, Here. Soms is ons maar net te maklik en eenvoudig lou Christene. Christene wat nie eintlik weet wie of wat ons is of waarheen ons behoort te gaan nie. Maar Here, vanoggend vra ons dat uit U woord U dit in ons sal aanwakker wie ons werklik is. Dat ons sal vasstaan in ons identiteit, dat ons sal begin om anders te dink, dat ons anders sal beoordeel as hierdie wêreld en dat ons ook, Here, hierdie lewe op 'n nuwe manier sal kan benader. Want ek as 'n leuke predikant, o Heer, kan dit nie regkry nie. Ons kan mekaar bemoedig, oortuig en allerlei dinge sê, maar ons kan dit nie regkry nie, Here. Alleen, Heer, U Heilige Gees kan ons hierdie nuwe lewe openbaar. En so ek vra, Here, dat almal vanoggend hier met erns hulle harte sal oopmaak. Dat U daardie deure van hulle hart sal oopsluit, daardie onwillige deure, Here, wat hulle nie noodwendig wil oop hê nie.
dat hulle ontvanklik sal wees vir u woord. Want u woord is ons enigste hoop. Ek bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefde broers en susters, vanoggend se skriflesing kom uit die woorde van Paulus in die tweede brief van die Korintiërs, van 2 Korintiërs 5, vanaf vers 11 tot en met 21. Dit is die tweede helfte van die Korintiërs hoofstuk. Hierdie tweede helfte, geliefdes, wil ek tog inlei en sê, in die eerste helfte wil ek net kennis neem van waarmee Paulus besig is. Eintlik is Paulus al van hoofstuk 4 besig om te verduidelik wat dit is om te sterf. En hy sê ons hou moed, juis omdat ons weet, selfs al gaan ons liggame agteruit, al gaan ons dood, is ons nie sonder hoop nie, ons weet die heerlikheid wat kom is meer. En dit is daar die bekende gedeelte in die eerste helfte van hierdie brief, waarin ons ook hoor dat ons liggaam maar net 'n tent is. En dat wanneer hierdie tent afgebreek is, ons 'n ewige woning by God het. En Paulus gaan aan en hy sê ons sug en ons hoop om eendag daardie heerlikheid te erf, te kry. En dan sluit hy hierdie gedeelte af in vers 10 en dan sê hy die hoop waarin ons as gelowiges vashou is die wete dat ons daardie oordeelsdag het. Dit is vreemd, nee. Die wêreld sal sê, wie hoop dan op 'n oordeelsdag? Al gelowiges doen. Dis wat Paulus sê. Gelowiges is opgewonde vir daardie dag, want God is regverdig, geregtig en genadig. En so, as u dit in gedagte hou met die inleiding van hierdie teks, hoop ek dat dit in die agtergrond help om hierdie teks wat ons vanoggend ook saam lees, sal inkleer. Want ek dink hierdie gedeelte wat ons saam lees vanoggend, help ons om ook te vra, hoe lyk ons as gemeente? Wie is ons? En wie is jy as 'n gelowige in hierdie gemeente? En wie is jy daar buite in die wêreld? 'n Baie noodsaaklike vraag in 'n tyd waarin mense nie meer weet wie of wat hulle is nie. So kom ons lees hierdie gedeelte saam vanaf vers 11 in 2 Korintiërs 5. Dit lees dan soos volg. Dit sê, ons weet wat dit beteken om die Here te dien. Daarom probeer ons die mense oortuig. God ken ons bedoelings en ek vertrou dat julle ook van ons bedoelings oortuig is. Ons prys onsself nie opnuut by julle aan nie. Ons gee julle juis eerder aanleiding om trots te wees op ons, sodat julle 'n antwoord kan hê vir die wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie. As ons in geestesvervoering was dit vir God. En as ons by ons verstand is ons dit vir julle. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterwe het. En dit beteken dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens die menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf veroordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Ek lees daardie sinnetjie weer. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening
van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredings nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesandte van Christus. En dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing dan vanoggend. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig vas en ook waar. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. So lei die eerste woorde in Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemele en die aarde geskape. Bereshit bara, geskep. Nie gemaak nie, nie gebou nie. Ons God kom in hierdie wêreld en bou niks, maak niks, vorm niks, maar skep. Skep vanuit hom, vanuit sy kreatiewe en wonderlike genade. Dit is uiters belangrik om te verstaan. Want om iets te bou, geliefdes, is onmiddellik te vat wat ons het, dit aan mekaar te sit en iets te probeer vorm. Niks wat die mens tog aan mekaar slaan, is werklik waar niet nie. Ons kan nuwe vorme van dinge probeer saamstel, maar niks is niet nie. Net God kan skep, iets niets skep. Die mens het die vermoë om 'n soortgelyke ding te doen, en dalk as u die onderskeid tussen wat dit is om iets te maak en te skep nie lekker vanoggend verstaan nie, dan dink ek, kan jy maklik dink aan iets soos om 'n lied te skryf en te sing. Dis om iets te skep, nee. Iets wat totaal nou uniek is, wat nie aan enige mens toegereken kan word nie. Of om 'n skildery te maak. Want dit is so eie aan jou en jou eie handewerk, niemand kan betwis dit kom van jou af nie. Of jy nou goed is met 'n tekenprentjie of nie, almal sal kan sê, dit is jy. Jou handtekening is selfs ook so 'n voorbeeld. Dit is daar die kleiner vorm van wat dit is om iets te skep. Nou ek noem dit vanoggend en ek sê dit vanoggend want wanneer die Here skep, dan sien jy dit is sy handewerk. En dit is 'n genadige handewerk. En soos 'n lied wat uniek gesing word, maak die Here hierdie aarde in sy skepping volledig. Nou, as ons Genesis lees, en ons lees hoe die Here die aarde skape, dan kan mens amper aflei in Genesis 1, dat die Here dit doen met 'n glimlag. Hy doen dit soos 'n timmerman wat iets mooi aan mekaar slaan, met 'n groot blydskap. Ons hoor hoe die Here aanhoudend die aarde en alles daarin beklemtoon hoe goed en hoe mooi dit vir hom is. En dit is 'n wonderbaarlike ding om vanoggend te erken. Die moeilikheid vanoggend, geliefdes, is dat ons baie keer daardie tekste, daardie wete as finaal beskou. Ons dink dat God het in daardie Genesis 1 gedeelte klaar geskep.
Maar vanoggend geliefdes wil ek vir u vra, is dit werklik so? Of is God se skepping steeds voortdurend besig met ons? Is God voortdurend besig om te skep? Want om te skep is deel van wie God is. Ja, hy skep elke dag. Nou, ek begin vanoggend so, want ek dink dit is belangrik om te weet, dat wanneer Paulus vanoggend met hierdie gelowiges in 2 Korintiërs praat, dan wil hy hê hulle moet verstaan, dat God het nie maar net hulle as 'n gemeente, as mense, as gelowiges, aan mekaar geslaan het, en sommer maar net van hulle ou lewe af nuut gemaak het nie. Nee, hy wil vir hulle sê, hulle is 'n nuwe skepping van God. Dat God het nuut geskep, net soos hy kan. Nou, hoe weet ek dit? Die teksvers, en ons lees dan ook so, in daardie vers, wat ons 2 keer saam gelees het, waar Paulus sê, ons is 'n nuwe mens. Die Grieks lei letterlik so, en Christo kaine ketesis. Nou daai woordjie is vir my baie moeilik om te sê. Maar daardie woordjie ketesis, dis moeilik, nee. Beteken letterlik skep. Die letterlike vertaling van hierdie teks lei so: hy wat in Christus is 'n nuwe skepping. 'n Nuwe skepping. So jy is nie maar net vanuit jou ou mens wees nuut gemaak nie. Paulus wil sê, jy is totaal en al 'n nuwe skepping. Nou, om goed te verstaan wat Paulus probeer om te doen in hierdie teksgedeelte, wil ek net so 'n bietjie agtergrond gee oor hierdie teksvers. Nou, Paulus en die gemeente in Korintiërs het baie teenstand gekry. Paulus was baie gekritiseer in hierdie gemeente. Daar was eintlik betwyfel of hy regtig waar 'n apostel behoort te wees. En hierdie vertwyfeling het juis gekom omdat hy eintlik maar soos 'n arme mens rondgedwaal het van plek tot plek om die woord van God te verkondig. Hy het baie gelei. En in hierdie gemeentes in Korintiërs het daar mense ontstaan wat baie beter na vore kom en baie meer aantreklik klink, maar wat nie noodwendig die woord van God reg verkondig nie. Hier gaan ons alweer. Julle moet maar die arme ou duif verskoon vanoggend. Nou geliefdes, omdat Paulus dan nou teenkanting gekry het, het hy juist probeer om by hierdie gemeente te beamoen, te beklemtoon, wat is dan nou sy plek? Wat is sy plek in hierdie kerk? En hoe moet ons as mense dan hierdie dinge beoordeel? Nou hierdie is belangrik, en ek wil hê jy moet aandagtig daarna luister. Die arme duif trek julle aandag nou vreeslik af. Nou, geliefdes, die rede hoekom Paulus dan nou hierdie skryf, begin hy dan die teksgedeelte deur om te sê, ons weet wat dit beteken om die Here te dien. Ons weet wat dit beteken om die Here te dien. En dan sê hy, soms dink julle ek is vreeslik emosioneel en soms vreeslik intellektueel, maar uiteindelik is ek dit ter wille van hierdie verkondiging. Nou, hierdie is nogal 'n ding wat predikante by hulle self kan by vereenselwig. Want soms staan ek hier en ek word emosioneel en dan sou Paulus gesê het, ons doen dit vir God. En soms kan mense sê, joe, dit is vreeslik intellektueel, dit is, nou praat jy baie. En dan sê Paulus, ons doen dit vir julle onthaalwe. Hoekom? Hoekom doen ons dit?
Hoekom raak ons emosioneel oor God? Hoekom praat ons oor God? Hoekom beredeneer ons dit? Paulus sê, want ons probeer om mense te oortuig van Christus. Te oortuig. Dit is 'n ding wat ek dink nie ons baie keer oor nadink nie. Dat ons as gelowiges juist daarop uit moet wees om mense te oortuig. Dat daar is net een waarheid, een Here en God. En dat Jesus Christus ons verlos het. En dan sê hy, so julle beoordeel en kritiseer my vir al hierdie uiterlike dinge. Maar God het ons 'n nuwe mens gemaak. En as dit nou nie lekker vir u vanoggend sin maak nie, wil ek dit baie meer vereenvoudig vir u vanoggend. Ek wil die volgende sê. Ek wil sê dat ons wat vandag hier is, dink nie, doen nie en is nie, soos die mense daar buite nie. Ons is nie. God en Christus en alles van hom word die hoogtepunt, die hoofpunt van ons lewens. En daarom, om hier te kom sit en tussen jou eie broers en susters hier te kom sit, gaan nie meer oor die dinge wat die wêreld oor omgee nie. Dinge soos vermaaklikheid of hoe oulik of hoe mooi die dominee preek of wat ook al dit mag wees nie. U is hier omdat Christus jou 'n nuwe skepping gemaak het. Omdat jy nie is soos die ou mens nie. Jy is soveel meer. Nou ek wil net so kortliks vir u sê hoekom dit belangrik is. In Matteus 9, dan is Jesus besig om te praat. In Matteus 9 vers 17, dan maak Jesus hierdie voorbeeld. Hy sê, 'n mens gooi nie nuwe wyn in ou velsakke nie. As jy dit doen, dan bars die sakke. Die wyn loop uit en die sakke is daarmee heen. Nee, 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke. En so behou jy albei. Christus en God weet dat die mens sondig is. Dat ek en jy in staat is tot sonde. En daarom het hy ons verlos deur die kruis. Hy het ons verlos deur die kruis sodat ons nie meer sondaars hoef te wees nie, maar dat ons 'n nuwe skepping mag wees. Dat jy nie meer in jou sonde hoef te voel asof jy bevlek is nie, maar dat jy mag weet deur Christus Jesus is jy iets anders. Hierin is 'n groot stuk genade vir my en jou. Hierin is iets belangrik. Want baie van u mag dalk al gevra het, hoe lank gaan ek nog vasgevang word in my sonde? Wie van u het sondes wat u nie wil bely nie? Gewoontes of dinge wat u doen, wat u weet, nie hoort by ons nie. Wat nie hoort by 'n kind van die Here nie. Wie van u voel vasgevang in die verlede? En die dinge wat u al gedoen het? Wie is skaam? Is daar van julle skaam oor sommige besluite? Hier staan ek, geliefdes. Ek is nie te groot om vanoggend te erken. Ek is skaam oor dinge wat ek gedoen het. Oor sondes wat ek steeds pleeg en doen. Oor my eie tekortkominge en die dinge wat ek nie altyd reg kry nie. Maar wanneer Jesus na ons toe kom, vanuit die hemel,
En op die kruis op Golgotha sterf met die woorde, dit is volbring. En jy dan in hom glo, dan is jy 'n nuwe mens, 'n nuwe skepping, nie gebonde aan wat jy gedoen het of wat jy waar jy seer gekry het nie. Nie aan dit wat mense aan jou veroorsaak het of gedoen het of die laste wat jy saam dra nie. Jy is nie gebonde aan die oordeel van ander mense nie. Nie vasgevang in die sondes wat jy doen nie. Nee, jy is 'n nuwe skepping. Iets nuut. Die oue is verby, sê Paulus. Die nuwe het gekom. Die nuwe het gekom. Dit, geliefdes, is 'n ding wat elke mens op hierdie aarde behoort te hoor. Dit is 'n ding wat ek hoop elkeen van u behoort te deel. Want God het aan my en jou hierdie boodskap toevertrou. Hy het dit vir my en jou gegee. Dis 'n boodskap van versoening, sê Paulus. 'n Boodskap van versoening. Nou versoening het absoluut niks met soene te doen nie as daar enige kinders is wat vanoggend luister. Versoening gaan oor 'n heel maak. 'n heel maak. Stel jouself voor 'n ouer en 'n kind wat niks met mekaar te doen het nie. Of huweliksmaats wat op die punt is om te skei of wat heeltemal uit mekaar uit is. En sonder dat die een dit verdien, die ander een kom en dinge regstel. By mekaar sit, regmaak, heel maak. Sien, dis versoening. Dit is wat God met my en jou kom doen het. God het deur Jesus Christus nie ons aan ons eie lot oorgelaat nie, maar aan my en jou die wonderlike genade gegee. Daar's hy uit. Hy het aan my en jou die wonderlike genade gegee dat ons verlos mag wees deur wat hy doen, nie wat ek en jy doen nie. Nou ja, ek is nie vanoggend hier om enige geloofsgemeenskappe uit te sonder nie. Maar u mag dalk al in verskillende geloofsoortuigings gehoor het, dat ons na God toe moet gaan, en dat ons daardie versoening, daardie heelmaak moet bewerk. Dat ons na God toe moet gaan, en dat ons op 'n manier ons redding moet erf, kry, vind. Deur op 'n manier op ons knieë te gaan en sekere dinge te doen en te bid, sekere dinge te sê of te verdien. Ek probeer diplomaties wees. Maar geliefdes, die realiteit van wat Paulus in hierdie gedeelte sê, is hy sê vir ons, dit het God gewerk. Dit is God se werk. Dit is God se werk om mense met homself te versoen. Dit beteken nie dat ons as gelowiges nie tot bekering moet kom nie. Dat ons sondes moet mee stuit of stop nie. Dit beteken nie dat ons nie tog tot inkeer moet kom en te sê, Here, okay, nou rig ek my lewe na u wil toe nie. Maar u moet weet, dat om 'n nuwe skepping te wees, kan jy nie regkry nie. Net God kan dit doen. En God het dit gedoen, vir jou. Hy het jou 'n nuwe skepping kom maak. Jou 'n nuwe skepping kom maak, nog voordat die nuwe skepping enigstens moontlik is. Wat bedoel ek? Eendag, wanneer Jesus Christus terugkom in sy heerlikheid, neerdal vanuit die hemel, en ons weer kom nuut maak, dan maak hy die hele nuwe skepping. Maar jy is reeds 'n nuwe skepping. Want jy is 'n gesant van God, sê hy. Jy is 'n gesant van God. En so al kritiseer mense vir Paulus, lig hy in hierdie teks uit,
Hy is 'n gesant van God. Nou dis ook 'n moeilike woord, en weer eens, hierdie woord het niks met sand te doen nie. Om 'n gesant te wees, geliefdes, is om 'n ambassadeur te wees. Om 'n ambassadeur te wees beteken jy verteenwoordig iets. Jy verteenwoordig iemand. En so jy is 'n nuwe skepping in hierdie ou gebroke wêreld, om 'n ambassadeur vir hom te wees. Wat is die moeilikheid van hierdie preek vanoggend, geliefdes? Wat is die moeilikheid hier? Die moeilikheid is, geliefdes, dat ons hoor hierdie dinge, maar ons leef dit nie. Ons leef dit nie. Ons is ambassadeurs van Christus, maar al buite in die wêreld is ons baie keer maar net soos die wêreld. Ons val in en doen dieselfde dinge. Om 'n voorbeeld vir ander mense vandag te wees, is amper soos 'n vloekwoord. Om vir ander mense te vra om van hulle sondes te bekeer, is ongehoord deesdae in 'n kerk. Getroue kerklike bywoning is deesdae selfs nie meer 'n prioriteit nie. Want om vir mense te sê hulle moet kerk toe gaan, het ook 'n ewel geword wat mense nie wil erken nie. Maar jy is 'n nuwe skepping. En jy is 'n ambassadeur van God. 'n Ambassadeur wat deur die liefde van Christus gedring word, gedwing word om hierdie dinge te doen. Om anders op te tree, heilig te leef soos 'n nuwe skepping. Paulus vra hierdie vraag dan ook so vir ons. Hy sê vir ons in Romeine 6 vers 9 tot 13, hierdie is belangrike woorde, so luister mooi. Hy sê, ons weet dat Christus uit die dood opgewek is. Ons weet dat Christus wat uit die dood uit opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou, sê Paulus hier, dat julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe. Omdat julle een is met Christus Jesus. Een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is. En stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Nou ek wil jy herinner. Kan jy onthou in die begin van hierdie preek? In die begin van hierdie preek het ek vir julle gesê, daardie eerste agtergrond is belangrik. Waarmee Paulus begin in hierdie teks is belangrik. Dat ons as gelowiges sien uit na 'n oordeelsdag. Ons sien uit na 'n oordeelsdag want ons weet ons is nuwe mense. Ons is nuwe mense. Maar dan beaam ek u vanoggend. Ek vra u. Stel jouself in diens van God.
Stel jouself in diens van God. Want so seker as die Here leef, daar kom 'n dag en daar kom 'n tyd wat die Here terugkeer. En dan moet ons in regte verhouding met hom staan. Hoe kan ek as Jean de Beer voor God staan en sê, U het my 'n nuwe mens gemaak, maar ek het gekies om soos hierdie wêreld te wees? Hoe kan jy God eendag dank, daar in die hemelkoor tog staan, op daardie oordeelsdag saam met die engele sing van die verlossing en die nuutmaak van Christus, as jy dan nie alles van jouself gee vir God nie, en jouself in diens van hom stel nie, en as jy voortgaan in hierdie verslawing van wat die wêreld dan bied. Hoor dan nou, geliefdes, soos Paulus in 2 Korintiërs 5 vir ons sê, ek smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as 'n sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan word. Leef dit uit. Leef jou versoening met God uit, sodat die wêreld mag sien, jy behoort aan hom. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Heilige God, Here, dankie dat ons vanoggend aan U mag behoort. Ons is in U, Here, in Christus, soos 'n loot wat by 'n wingerdstok ingeënt is. Omdat ons aan U behoort, Here, is ons 'n nuwe skepping. Al ons seer, verlede en sonde, die ou, Here, is verby. Die nuwe het nou gekom. Ons het nou 'n nuwe identiteit. Help ons, Here, om dit te leef. Dat ons U ambassadeur mag wees, dat ons U mag verteenwoordig daar buite in die wêreld. Dat as ons by die skool is, dat ons nie skaam is oor U nie, maar dat ons die waarheid ten alle tye sal praat. Dat as ons onsself in die gesellighede van ons vriende en familie bevind, daar waar mense nie noodwendig oor U wil praat nie, Here, gee ons die wil om meer en meer van U te praat. Here, daar is nie 'n tyd en plek vir U nie. Alle tye en alle plekke behoort aan U. Inspireer tog hierdie gemeente en elkeen hier om ten alle tye U deel te maak van hulle lewens. Want U, Here, het nie maar net ons deel gemaak van U nie. U is nie maar net ons Sondagmiddag of Sondagoggend gewoonte nie. U is die begin en die einde van elke asemhaling, elke asemtuig. U is die eerste klop van my hart en ook die laaste een. U is die een wat my lewe gee, Here, wat my spiere aan die beweeg sit en my bloed laat vloei. Elke sel in my liggaam verkondig U naam, Here, en daarom waar ook al ek is, sal ek U naam verkondig. Sal ek U verteenwoordig, dat almal moet hoor, dat daar is versoening, Here, wat U kom gee het. So baie van U mense, so baie van U kerk, Here, het hierdie waarheid laat vaar. Gee dan nou in U kerk, Here, die dapperheid, die vermoë, die gemoedsrus
en die krag om gesandte te wees van Christus, ambassadeurs van u koninkryk, sodat waar ook al ons kom, Here, almal mag weet, ons is 'n nuwe skepping. Ek bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af vanoggend. Ons sing saam. Hierdie is gewoonlik 'n skuldbelydenislied, maar ek het gedink dit som vanoggend se boodskap baie goed op. Lied 232, diep o God, diep neergeboe. Kom ons sing hierdie lied saam. Dus ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en ook julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Geliefdes, net so 'n paar enkele afkondigings. Ek het vroeër vanoggend alreeds oom Henny baie geluk gesê, maar ek wil graag vanoggend weer oom Henny baie geluk. Oom Henny is vanoggend 80 jaar uit. Oom Henny Botha, baie geluk. 80 jaar is 'n groot seën. Ek sê eintlik oom is nog baie jonk, want die ewigheid is nog baie ver. So baie geluk met oom se verjaarsdag vandag. En die Piet en oom Piet Botha, oom Piet verjaar ook baie geluk oom Piet, en dan Karina Barnard verjaar die 1 Oktober, die 2 Oktober is Willem Durant en ook Mike Basson, baie geluk, en dan Arie Klaasens en John Jones, baie geluk, en ook die 4de is Tannie Bets van der Walt, baie geluk, met Tannie Bets ook daai kant sit, baie geluk Tannie Bets ook met Tannie se verjaarsdag. Op die kalender, geliefdes, hierdie week hervat ons weer ons Bybelstudie. Dit is weer 9 uur is ons weer aan die gang. En dan die 6de tot die 9de Oktober. Dis nou nie hierdie week, dit kom nie volgende week. Dit is sal die kantoor gesluit wees. Dan is ek en oom Johan bietjie daar by die algemene kerkvergadering wat vir ons voorlê. Dan die 2 Oktober is daar weer Immergroen. Ek het gister gehoor, Immergroen groei uit sy nate uit. So, hulle sal oor die 50 lede ons
Ons is so dankbaar daarvoor. Hulle is 39 op die 2 Oktober. Vir al die 65ers plus, asseblief, gaan woon dit by, julle sal nie spyt wees nie. Dit is altyd 'n wonderlike funksie. En dan geliefdes, by die verkope, ons het nog so 'n paar bazaar items ook te koop. Daar is koekies, pastye, koekies en pastye beskikbaar. Is daar nog koeke oor, Annetjie, waar is jy? Is daar nog koeke ook oor? Terte, daar is nog terte ook beskikbaar. So as jy dalk gister gemis het, daar is koekies, pastye, terte nog beskikbaar in die saal. Daar is ook nog lekker wors beskikbaar. So asseblief, kom koop wors, ons het dit gemaak in R50 pakkies. So is net so bietjie meer as 'n half kilogram. So asseblief kom kry vir u ook 'n bietjie wors. En dan is daar nog ook lekker lewerkoekies te koop. R20 'n lewerkoekie. Dit is lekker om huis toe te vat en sommer in die vrieskas te sit. En dan geliefdes, is daar ook nog so 'n handjievol, so u moet hardloop, nog so 'n handjievol pannekoeke ook beskikbaar. Daar is so 5 in 'n pakkie, met Tannie Marie. So dis so R30 vir so 'n pakkie. Dan is daar ook, ek sien is nou nie hier op nie, maar ook nog lekker curry en rys beskikbaar. So as u nie weet wat om vanmiddag te eet, vanmiddagete nie, kry 'n bietjie curry en rys ook in die kantore. Dis R30 vir 'n baie lekker groot bakkie curry en rys. Dan onthou ons baba projek, die baba sorgpakkies. Ons wil vra enige skenkings wat u vir ons kan gee van baba, baba goed, wat ook al dit is, wet wipes, doeke, wat ook al dit is, asseblief bring dit vir ons kantoor toe. Ons wil graag ons maatskaplike diens ook help en ondersteun, en vir wat die kerk se kinders ook betref. Dan, geliefdes, het ons Rings jeugkamp wat al nader kom. Ons wil nou asseblief die ouers vra, skryf nou in, dat die kinders kan deel wees. Ons is net R100 per persoon, 'n lekker groot kamp, opwindende kamp, waar ons ook baie items gaan hê. Asseblief, dit is 'n kamp waar die kinders asseblief moet bywoon. Verkieslik sê ons dat dit maar tieners moet wees, so van 10 af op. Maar ons het ook al bietjie jonger kinders by die kamp gehad, is nie 'n probleem nie. Melanie het haarself toegewy om ook daardie kinders op te pas en te kyk dat hulle ook die kamp saam geniet. So asseblief skryf in. Dan is dit al van my kant af. Baie dankie geliefdes. Ons vra dat enige iemand wat vanoggend wil help om tee te skink, asseblief vir ons te kom help. Mag julle geseënde Sondag verder hê. Totsiens vir julle almal. Mag die Here by julle wees.